Goeiemiddag, wat 'n wonderlike voorreg om vanmiddag met u aflewering nommer 10 van ons reeksie oor die evangelie. Ek dink dit is, te deel, maar dit is so 'n belangrike een. Ek bid regtig dat die Heilige Gees my help om die diepte en die krag en die oorwinning van Jesus in die kruis met u te deel. En hierdie vraag te beantwoord, waarom moes Jesus sterf? Wat was die rede? Is dit nie maar net goed genoeg gewees dat Jesus kon kom as 'n goeie leraar, soos baie mense beweer, 'n goeie leraar wat maar net vir ons 'n hoër orde van waarheid gebring het, 'n hoër bewussyn, 'n higher consciousness kom leer het, in die lyn van mense soos Confucius en Boeddha en Hare Krishna en al hierdie mense. Ek glo wat nodig was nie net 'n kop skuif nie. Dit gaan nie net oor die vernuwing van ons denke en dan moet ons nou maar begin dink soos baie mense glo dat ons het almal the God spark of the Christ spark of the divine spark, hierdie goddelike lewe in ons en ons moet dit net ontdek sonder dat Jesus die kruis dood gegaan het. Baie mense vind die kruis, soos die Grieke in toen ter tyd, vind dit dwaasheid, vind dit offensive om die Engelse woord te gebruik. Dit gaan teen die grein. Maar ek wil vanmiddag die stelling maak dat ons glo nie in 'n bloedlose Christus nie. Blaam moes bloed vloei. Niks word geheilig en gereinig sonder bloed nie, sê die skrif vir ons uitdruklik. In Hebreërs 9 onder andere. Kom ons kyk, Romeine 5 vers 12 gee vir ons dadelik al 'n rede waarom Jesus eerstens mens moes word, of vlees moes word, ten einde vir ons aan die kruis te sterf. Vers 12 van Romeine 5. Daarom soos deur een mens die sonde in die wêreld ingekom, en nou sonde is 'n Griekse woord, hamartia, letterlik beteken om die doel te mis, eintlik meer korrek, om te leef volgens 'n verwronge, verwarde identiteit. Ons het ons identiteit verloor, want ons denke het onvrugbaar geraak. Daar was 'n skeiding tussen God en mens, en dit noem ons terselfdertyd die dood. Hierdie skeiding wat gekom het tussen God en mens, was eerstens 'n geestelike dood, wat ook eventueel 'n biologiese gevolg gehad het. Daarom soos deur een mens die sonde in die wêreld ingekom het, en deur die sonde die dood, en so die dood tot alle mense deurgedring het, omdat almal gesondig het. Tog het die dood geheers van Adam af tot op Moses, vers 14. Ook oor hulle wat nie gesondig het in die gelykheid van die oortreding van Adam nie, wat 'n voorbeeld is van hom wat sou kom. Daar moes 'n mens kom wat rein, heilig, onberispelik, sondeloos was, ten einde as mens te kom, hierdie heerskappy van die dood te kom beëindig, wat begin het met Adam, wat as korporatiewe mens die sondeval teweeggebring het, saam met vroukie Eva, en alleenlik deur 'n ander mens, die tweede mens, die laaste Adam, soos Paulus hom noem, kon die heerskappy van die dood verbreek word. Die woord het vlees geword. Ek het al reeds daarop gewys voorheen in ander video's, die Griekse woord daar is sarx en nie anthropos wat mens beteken. Jesus het meer geword as mens. Die hele doel was dat hy in die diepte van ons verdorwenheid sou ingaan en in 'n reddingswerk bewerkstellig. Ons kampioen Jesus moes letterlik soos 'n pionier die pad oopkap in die wildernis, sodat die res van sy volgelinge of sy mense kon volg. So moes Jesus vir homself 'n pad oopkap deur versoekinge, deur demoniese aanslae, deur beproewinge, deur teenstand. En dit is wat hy moes doen, ten einde ten volle te identifiseer, soos ons ook gesien het in sy doop. Dis waarom hy hom laat doop het, om te sê ek vereenselwig my volkome met die mens in sy vervalle toestand, nie in sy beste toestand nie, maar in sy vervalle toestand. Kom ons kyk wat sê Hebreërs 5
Hoe beskryf hy hierdie oopkap in die wildernis van Jesus? Hebreërs 5 vers 7 tot 9. Hy wat in die dae van sy vlees gebede en smekinge met sterk geroep en trane aan hom geoffer het, wat hom uit die dood kon red, is sy Vader, en ook verhoor is uit die angs. Hy, al was hy die seun, het gehoorsaamheid geleer uit wat hy gelei of ervare, die Griekse woord daar kan gelei of ervare wees. En nadat hy volmaak is, of volmaak gemaak is, het hy vir almal wat hom gehoorsaam is, 'n bewerker van ewige, halleluja, saligheid geword. Dis goeie nuus. Hy het vir almal die pad oopgekap. Hy het deurgedring tot in die, soos ek sê, die diepste verdorwenheid van die mens. Die skaamte, die angs wat ons as mens beleef het, daar's niks wat jy kan beleef, die isolasie, hy het dit alles beleef. Hy het kamp kom opslaan in die duisternis van ons menslike bestaan. Hy het in Hades, die hel, ingegaan, ter helle neergedaal. En daar het hy kamp opgeslaan, daar het die lig van die wêreld, in die buitenste duisternis as ware, kom skyn, kom lig bring, en die heerlike oorwinning kom aankondig, die sleutels van die dood en die doderyk afgeneem, van die een wat het gehou het. Hy het sy oorwinning aangekondig, soos Petrus sê, verkondig, geproklameer. Hy het in die duisternis geskyn, en die duisternis kon hierdie lig nie oorweldig nie. Jesus het sy oorwinning namens ons. Want onthou wat met Jesus gebeur het, die seun van die mens, sy gunsteling titel, hy het totaal van homself, het met ons gebeur. Paulus sê, as een gesterf het, het almal gesterf, 2 Korintiërs 5 vers 15. Daarom glo ek dat, ken ek ook niemand meer na die vlees nie, sê Paulus. So hy daar in die doodryk het hy sy oorwinning kom aankondig, in Romeine, ek wil eindig met Romeine 4 vers 25, miskien ek eers terug net vinnig verwys na Psalm 22, beskryf iets van hierdie isolasie, hierdie angs, hierdie lyding wat Jesus beleef het, wanneer hy sê, my God, waarom het u my verlaat, Psalm 22 vers 2, maar in vers 25 gaan hy verder, hierdie bekende psalm wat die Jode geken het, so toe hy uitroep aan die kruis, my God, waarom het u my verlaat, was daar iets van sy vereenselwig met die mensdom wat deurgekom het, daar die gevoel van isolasie, van verwerping, van alleenheid, van eensaamheid, van vrees, van angs, maar gou het die seun van die mens besef en geweet dat sy Vader het hom nooit verlaat nie. God was in Christus, 2 Korintiërs 5:9, toe hy die wêreld met homself versoen het, prys die Here. So, in vers 25 van Psalm 22 sê hy het nie sy aangesig vir my verberg nie. Halleluja. En dan kom ons in die Romeine hoofstuk 4 vers 25. Ek wonder of jy al ooit hierdie skriffies gehoor het. Veral so gehoor het, soos wat ek het nou vir u gaan uitlig. Mense lees soms oor die goed en jy besef nie eens wat jy lees nie. So, vers 25 sê, van Jesus aan die kruis. Onthou, Jesus moes opgelig word soos die slang, soos Moses die slang in die woestyn opgelig het, so is Jesus opgelig. In die woestyn het almal wat na die slang gekyk het, gesond geword. Jesus het as ware soos 'n slang gelyk geword aan die kruis, vol van ons sondes, ja, maar dit is nie as 'n Vader sy aangesig van hom weggedraai het, soos ek op 'n stadium gesê het nie. Nee, Vader was in hom, toe hy die wêreld met homself versoen het. Maar, Paulus sê ook in 2 Korintiërs 5:21, God het hom, wat geen sonde geken het nie, sonde gemaak. Hy het alles geword wat ons in ons slegste, mees verdorwe toestand was, in ons blindheid, in ons angs, in ons skaamte. Want, vers 25 van Romeine 4 sê, hy is oorgelewer ter wille van ons misdade, of as gevolg van ons misdade, so verskillende vertalingsmoontlikhede, en ek dink die beste een is, as gevolg van ons misdade is hy oorgelewer, en is opgewek ter wille of as gevolg van ons regverdigmaking. Die Engels sê so mooi, in die New King James vertaling, he was delivered because of our sins, he was raised up because of our justification. Luister mooi,
it was not his resurrection that justified us. We were first justified. Ons is eers geregverdig, amper gaan ek aan in Engels. Ons is eers geregverdig, nadat Jesus sy werk volbring het. En toe die Vader sê, dis genoeg, toe staan Jesus op uit die dood. As ons nie geregverdig was nie, as ons nie regverdig verklaar is deur die Vader, was Jesus nou nog in die graf. Halleluja. Maar God het hom opgewek, want hy het die prys betaal. En ek haas my nou om te eindig hierso, maar ek gaan so lekker praat in die volgende paar sessies oor die implikasies van sy volbragte werk. Hoe dat ons saam met hom daar was, wat dit vir ons beteken nou, dat ons saam opgewek is, dat ons wedergebore is deur sy opstanding, soos 1 Petrus 1 vers 3 sê, of is dit 2 Petrus 1 vers 3, gaan lees gerus, deur sy opstanding is ons weergebore, lang voordat ek en jy kon 'n gebedjie sê, 'n sondaagsgebed, of uitkniel, of tot bekering kom. So baie dinge wat ons moet leer, en so baie dinge rondom hierdie goeie nuus wat ons moet verstaan, sodat dit waarlik weer goeie nuus sal word. Maar ek hoop hierdie is al goeie nuus vir u, en dat u verstaan, dat Jesus was nie maar net 'n sedeprediker nie. Jesus was nie maar net 'n motiveringsprediker, wat 'n bietjie beter boodskap gehad het as Boeddha, of Confucius, of alles kom saamvat het wat hulle sê nie. Nee, hy het as mens in die diepste duisternis ingegaan, en daar het hy oorwinning gebring, en daarom kan ons 'n kop skuif maak. Daarom sê Paulus, nou word verander deur die vernuwing van julle gemoed, want Jesus het die mag en die houvas van die dood verbreek. Hy het die heerskappy van die dood beëindig, en nou leef ons die lewe van 'n nuwe skepping. Kyk, alles het nuut geword. Alles het nuut geword, nie gaan nuut word nie, het nuut geword. Dis goeie nuus. Tata.